Goeiedag aan almal, baie welkom by ons derde sessie van ons aanlyn reeks Die Bybel vir vandag. In ons Bybelskoolreeks, juis praat oor watter rol die Bybel in ons lewe vervul en hoe God daardeur met ons praat en hoe ons die waarheid en betekenis daarin kan onderskei. Ek wil begin met die vraag, as jy iets belangrik wil oordra aan jou nageslagte, kinders en hulle kinders en daarna, hoe sal jy dit doen? Ons sal dit waarskynlik neerskryf. Wel, in moderne tye sal ons 'n video daarvan neem, dat mense dit self kan sien. Maar ons stel 'n testament op, en in daai testament beskryf ons 'n klomp goed. Die interessante van die Bybel is dat reg deur die Bybel, in die lang geskiedenis daarvan, word die klem nie gelê op God wat altyd sê, hierdie goed moet julle presies so neerskryf, en julle moet dit presies so volg nie. Wanneer Jesus met mense praat, gee hy hulle nooit die opdrag nie. Hy leer hulle eintlik 'n leefwyse. Die ding wat Jesus ons kom leer is nie die Bybel nie. Jesus kom leer vir ons, God is by ons teenwoordig. En in die lig daarvan moet jy die Bybel se betekenis sien. So dikwels wat ons doen, ons oorskat die Bybel. Ons sit die Bybel eintlik bo God se teenwoordigheid. Of ons aanbid eintlik meer die Bybel. Of aan die ander kant, ons onderskat die Bybel se betekenis. So hierdie is die twee slaggate wat ons kan trap. So as Jesus ons kom leer het dat God by ons is, watter plek vervul die Bybel dan in ons lewens? Ons het in die begin van die reeks gesê, ons praat van die Bybel as die woord van God, maar dis anders as die geskrewe woorde wat ons sien. Woord van God het gegaan oor God wat teenwoordig is by ons. En in die lig daarvan kry die Bybel 'n baie interessante betekenis. Die bedoeling was nooit om deur die Bybel wat oor eintlik sê duisende jare ontstaan het, God se teenwoordigheid te vervang nie, ook nie om God se teenwoordigheid vas te kan vang vir ewig nie. God is veel groter as dit en veel groter as die Bybel ook. En om daardie rede het julle agtergekom, bely ons nêrens ons geloof in die Bybel nie. Sê nie ons glo in die Bybel nie, alhoewel ons dit veronderstel. Jy moet tog in die Bybel kan glo. Maar gaan kyk in ons geloofsbelijdenisse. Ons bely ons geloof nie in 'n boek nie, ons bely ons geloof in God. Ons bely dit in God die Vader, Seun en Heilige Gees. En dan die baie interessante ding, ons bely ons geloof in die kerk. So as jy die Bybel sien, dan moet jy dit sien in konteks van God se teenwoordigheid en die kerk. Ons onderskei dit saam met mense, jy kan dit nie losmaak daarvan nie. So ek hoop dat die kort storie van die Ou en die Nuwe Testament vir julle 'n groter perspektief sal oopmaak oor God se teenwoordigheid en die proses van onderskei. So dit is 'n baie moeilike storie. Dit is 'n lang en ingewikkelde geskiedenis en ek gaan dit nou baie basies probeer om die ontstaan van die Ou Testament kort vir julle te beskryf, dat julle so 'n stukkie aanvoeling net kan kry van die dinamika wat in daardie teks vervang is, en hoe daardie dinamika dan met ons praat, wanneer ons 'n geskrif lees wat 2 tot 3000 jaar dan nou oud is. Maar ek wil hê julle moet eers net die stopknopie druk. As julle as 'n groep bymekaar is 'n kans dat julle net kan gesels. Vertel vir mekaar in die groep, so 5 of 10 minute, of hoe dink en voel jy oor die Ou Testament? So in die vroeë kerk was daar die sterk perspektiewe van onder andere Marcion, dat die God van die Ou en die Nuwe Testament nie dieselfde God was nie. Hy het gesê die God van die Ou Testament is streng, en die een van die Nuwe Testament is anders, is genadig. Die ander kwessie is dat, onthou, die Ou Testament is die Joodse geloofse brondokument. So hoe werk dit? Ons is tog Christene, ons is nie Jode nie, maar ons het hulle brondokument. En die derde kwessie, miskien waaroor julle gaan praat, is dat die meeste van ons eerder verkies om in die Nuwe Testament te lees as die Ou Testament, want dit is makliker, ons kan dit vinniger lees. So gesels met mekaar, hoe dink en voel jy oor die Ou Testament? So kom ons begin oor die storie van die Ou Testament. So ek wil met hom begin soos wat ek hom hier in my Bybel het, of eindig daarmee en vra, waar het hierdie woorde begin? So kom ons begin by iets eenvoudig. Wanneer ek my Bybel oopmaak, dit is die Nuwe Afrikaanse vertaling, voorin sê dit, my Ou Testament is gebaseer op 'n brondokument wat
op hierdie Hebreëse Bybel. Ons noem dit die Biblica Hebraica Stuttgartensia. So dis die oudste volledige Ou Testament teks wat geskryf is, wat dan gebruik word om Bybel te vertaal. So dieselfde een word gebruik om 10 verskillende vertalings te vertaal, maar jy het 'n bronteks. Nou die interessante ding van hierdie Bybel is dat hierdie Bybel dateer uit 1008 na Christus. Wat verskriklik laat is, gegee dat die gebeure van die Ou Testament 2000 jaar voor dit al begin plaasvind het. So kom ons beweeg van 1008 terug en kyk hoe daai geskiedenis net verloop het, tot dit in hierdie woorde ingesit is. En julle kan nou daar sien, daar is die Hebreëse teks. So kom ons begin met die vraag, wanneer het skrif die eerste keer ontstaan? In die ou nabye ooste het die skrif maar eers 3400 voor Christus ontstaan, Sumeriërs. Hulle het belang gestel om landbouprodukte op te skryf en toe kom hulle agter, wel, dit kan ook in taal gebruik word en skrif het ontstaan. Maar in die Hebreëse konteks, in die Israelse konteks, het dit baie laat ontstaan. Eers rondom so 1000 voor Christus, in die tyd van koning Dawid, het die Hebreëse alfabet begin ontwikkel uit die Kanaanitiese alfabet. En ons het 'n inskripsie wat ons daar gekry, die oudste Hebreëse inskripsie is ontdek so rondom 1000 voor Christus by Kirbet Koyafa. En die teks daarvan is geskryf op 'n potskerf, hulle noem dit 'n ostrakon. En in daai tyd, dis die tyd van Dawid, en as julle daai prentjie sien van Kirbet Koyafa, in daai verte sien jy Asaka se koppie en hier is Kirbet Koyafa en reg tussen hierdie twee, dis wat Dawid en Goliat beklei het. So hierdie tyd dateer so uit koning Dawid se tyd uit. Maar toe hulle die teks kry toe, het hulle nog nie eers 'n lekker alfabet gehad nie. Ons noem dit proto-Hebreëus. En nou gaan julle vir my sê, maar daar, wat was dan, hoe het hulle dan geweet wat het gebeur voor dit? Daar het tog baie goed gebeur voor 1000 voor Christus. Nou julle sal agterkom, hierdie is nou die belangrike ding van hierdie en volgende sessie. Die ontstaan van die Ou en die Nuwe Testament volg 'n herhalende patroon. En in daardie herhalende patroon lê die geheimenis van hoe jy die teks lees en wat die teks doen en hoe dit vir jou vandag beteken. So ek gaan net vir julle iets sê oor daardie herhalende patroon en julle eintlik uitnooi om te dink oor hoe daai patroon in jou eie lewe ook gebeur. En daardie patroon gaan eenvoudig oor die volgende momente. Gebeure gebeur met jou. Dan dink jy oor die gebeure wat met jou gebeur. Daar's nadenke. En in die nadenke groei daar insigte. En in die insigte verander jy jou gedrag en ons verander goed. En dan slaan ons weer 'n nuwe rigting in, sodat net weer presies dieselfde proses met ons gebeur. Die hele storie van die Bybel is hierdie proses. God saam met mense in die midde van die goed wat met hulle gebeur. Onthou, die hele Bybel vertel ons die verhale van droogtes, politieke gebeure, oorloë, hartseer, vreugdes, geboortes. Dit speel af in die konteks van 'n alledaagse lewe soos ons. So kom ons kyk net na die paar momente wat ons in die Ou Testament kry. Julle kan dit daar op julle skerm sien, op die skyfie wat ek daar gaan wys. Ons gaan kyk na 5 bewegings, 'n mondelinge fase, en van 'n mondelinge fase teksfase, en van 'n teksfase het hulle verander aan daardie teks, hulle het dit geredigeer, en toe het hulle nog tekste bygevoeg, en toe het hulle weer daarin verander, tot die finale dokument saamgestel is, en die Ou Testament so min of meer in 90 na Christus met die synode van Jafne saamgestel. So kom ons kyk na hierdie momente. Ons begin met 'n mondelingse moment. Die vroegste getuienis was in mondelinge fases gewees, nie geskrewe fases nie. So baie van ons tekste in die Ou Testament is stories wat oorvertel is. Julle moet ook in gedagte hou, dit wat ons in die Ou en die Nuwe Testament het, is klein fraksies van die werklike gebeure. Dis uittreksels van wat gebeur het, dis nadenke, dit het 'n proses gevolg. So, mense se ontmoetings met God is neergeskryf. Maar dit was eers in 'n mondelingse fase, hulle het dit oorvertel. En dan kry ons ou verhale in die Bybel, soos Exodus 15, die lied van die see, Rigters 5, Deborah se lied, Genesis 49, Jakob se seun, en Deuteronomium 33, Moses se seun. So daar
Daar is ou verhale wat uit mondelinge tradisies uitgekom het. Die tweede fase was toe tekste begin ontstaan het, en dit is min of meer hier na 1000 na Christus. En dit het verband gehou met die transisie van stamme na 'n gesentraliseerde godsdiens en 'n koninkryk. So dis die koningshowe ontstaan het hulle tekste begin skryf. In daai konteks kan jy 1 en 2 Konings lees en Psalms lees, kan jy begin lees oor die historiese gebeure wat met hierdie goed saamloop, gebeure saamloop. En dan lees ons ook van die vroegste profete, Amos en Hosea en Micha. En hierdie profete het nie noodwendig oor godsdiens geskryf nie, per se nie. Hulle was krities teenoor die koning se beleid oor gebeure en God se teenwoordigheid in hulle hede. En daardie boodskap word saamgevat in die profetiese boodskappe. 'n Mooi ene, byvoorbeeld, is Micha wat sê, julle moet doen wat reg is, jy moet bedagsaam voor God leef, jy moet liefde en trou betoon. En dit is 'n sleutel vir ons om te vertel dat Micha met ons praat oor hoe ons in ons omstandighede reageer. Die God wat praat of die wysheid het nie noodwendig net met die woorde te doen nie, dit het te doen dat God sekere goed van ons vra, wat baie eenvoudige menslike goed is. Wat toe gebeur het, so ons het die tekste, daar het 'n redaksie van die tekste plaasgevind. So hier, min of meer in die omgewing van 600 voor Christus, is die storie van koning Josia, en julle kan dit gaan lees, dit is regtig die moeite werd. En in daai tyd het Josia gesê, maar ons moet 'n hervormingsbeweging kry. Hulle het gesukkel om agter te kom, hoekom gebeur hierdie goed met ons wat gebeur? Hoekom lyk ons geskiedenis so sleg? En toe het hulle die ou tekste gaan vat, en hulle het nie geskroom om hulle weer te lees en vir hulle eie tyd te herinterpreteer nie. En toe daar 'n beweging gekom wat ons noem die Deuteronomistiese beweging. En hulle tekste oorgeskryf, en ons kry daai tekste, die transisie van oorskryf van tekste, kry ons in ons Bybel. Hulle het baie verander daarin. En wat verander het, is dat hulle 'n teologie ingebring het wat ons die teologie van vergelding noem. Wat beteken, hulle het tot die slotsom gekom dat hulle omstandighede die gevolg is van ongehoorsaamheid. Die vergeldingsteologie sê God straf sonde en hy beloon gehoorsaamheid. En nog 'n beweging wat ons kry, ons sien dat die godsdiens gesentraliseer word, waar die ou tipe godsdiens meer was 'n natuurlike godsdiens waar God vir Abraham ontmoet het, enige plek aanbid het en die God daar ontmoet het. Skielik verander dit dat die sentrum van godsdiens nou Jerusalem is en die koningshof is. En in daai tyd gebeur iets onverklaarbaar. Al doen hulle die regte goed en al is hulle toegewyd en leef hulle nou geset, kom daar 'n tragedie oor hulle. En die tragedie het te doen gehad juis met Micha se boodskap. Dit help nie dat jy die regte goed doen nie, of dat jy blink is bo nie en sê ons moet die regte goed doen, maar jy doen dit nie. En wat hulle nagelaat het, wat hierdie transisie gebring het, op die hoogtepunt van eintlik van 'n godsdienstige hervorming is, julle het nagelaat om vir die armes te sorg, vir die weduwees en wees. Julle het nagelaat om bedagsaam voor God te leef, om te besef, dit gaan nie net oor julle nie, dit gaan vir God oor sy groter skepping. En toe gebeur die ballingskap. Hulle verloor alles. Hulle word weggevoer in 'n vreemde land in. En dis hier waar die Bybel eintlik sy ontstaan het, die grootste deel soos ons hom vandag ken. Want hulle het weer gegaan en weer na die ouer tradisies gaan kyk. En hulle het dit herinterpreteer in die lig van hulle omstandighede. En hulle het insigte daaruit gekry wat hulle nie vroeër gehad het nie. Vroeër byvoorbeeld was die perspektief dat God net die God is van Israel, ons lees baie daarvan. Na die ballingskap verander die perspektief toe hulle agterkom, maar God is op 'n groter skaal besig om te werk, het hulle begin agterkom, God is ook die God, nie net van Israel nie, maar van die nasies. So die spore van hierdie veranderinge kan jy baie duidelik in jou Bybel sien, in twee goed in die Ou Testament, ons noem dit die Deuteronomistiese geskiedenis en die kronistiese geskiedenis. Dis presies dieselfde geskiedenis van Israel, maar dit word totaal verskillend beskryf. Die Deuteronomistiese geskiedenis is gegrond gewees op die boeke van Deuteronomium, Joshua, Rigters, 1 en 2 Samuel en 1 en 2 Konings. En die doel daarvan is dit hulle Joodse nasionalisme wil laat herleef.
Wat belangrik is gehoorsaamheid aan God, straf van sonde, Jerusalem die enigste plek van aanbidding, en hulle verklaring vir die ballingskap was, die goed het oor ons gekom, omdat ons ongehoorsaam was. Die teologie van retribusie, van seën en straf. Maar dan sê die Deuteronomus, maar ten spyte van dit alles, bring God nog hoop. Die kronistiese geskiedenis is presies dieselfde geskiedenis, jy het twee weergawes van Israelse geskiedenis, maar dit word beskryf in 1 en 2 kronieke in Esra en Nehemia. Selfde storie, maar dit word op 'n totaal ander manier vertel. Waar die Deuteronomus 'n baie sleg beoordeling van Dawid het, en sy oorspel vertel, van sy oorspel vertel hierdie gedeelte niks daarvan nie. Dawid kan nie 'n fout maak nie. So, jy het twee parallel lopende geskiedenisse van Israel, wat bietjie verskillend is, maar wat in dieselfde Bybel beskryf word. In hierdie transisie kry ons eintlik 'n groot godsdienstige transisie. In die vroeë gedeeltes van die geskiedenis het ons 'n tipe van 'n Jawisme gekry. En hulle ervaring van God was bietjie meer vryer geweest, die aardsvaders, groter geweest. En dan beweeg het na wat ons noem Judaïsme, wat in die Babyloniese ballingskap ontstaan het. So ek wil hê julle moet net eers in die groepe met mekaar gesels. Dink oor hierdie verhaal. Hoe praat hierdie verhaal met jou? Hoe verander dit jou verstaan van die Ou Testament? Hierdie fases wat ons kry. Mense praat oor God. Hulle het ervarings oor God. En dan wat gebeur is, dit word neergeskryf. En dan kom omstandighede en hulle herinterpreteer, hulle onderskei hierdie. En dan verander hulle. En dan kom daar nog nuwe verhale by. En dan kyk hulle weer terug na die verhale. So daar's 'n herhalende patroon van God praat en ons verander en ons moet weer onderskei. Praat so kortliks met mekaar in die groep oor hoe julle dit hoor en wat is die impak daarvan. So wat is die Ou Testament se storie? Eenvoudig, dis God se storie met mense. Dis God se storie met die wêreld. En dit nooi jou uit om daarvan deel te kan raak, om te kan sien hoe mense en God met mekaar saamgeleef het. Dit wys ons op God wat nie verlede is, maar dit wil ons terugvat na God wat in ons hede is. Dit praat met ons oor God in voortdurende nuwe omstandighede, met veranderende omstandighede, waar ons opnuut weer moet onderskei. Dit is nie net, jy kan eenvoudig dit net lees en sê, dis die waarheid nie. Jy moet hierdie waarheid hak aan jou praktiese lewe, en jy moet hak oor hoe jy daarop gaan reageer. Die Ou Testament help ons, want dit gee vir ons 'n perspektief oor God, wat soewerein is. Jy sê nie vir God wat hy moet doen nie, God is groter. Dit vertel ons oor 'n God wat ook naby is, wat omgee vir mense, en wat ten spyte van laatkoppigheid, aanhou en aanhou en aanhou, deur omstandighede, om hulle te kan vorm en verander. Maar laastens ook, die Ou Testament is nie 'n kultuurgeskiedenis of 'n nasiegeskiedenis nie. Ons kan sê dis Israel se geskiedenis nie. Dit vertel oor God wat in sy skepping is. En dit vertel oor God wat oor 'n lang periode van tyd vir sy skepping omgee en vir geringes omgee. Kom ons sluit die sessie sommer net af met 'n gebed saam. Here, dankie dat ons so in die Ou Testament kan terugkyk en U in die grootheid van tyd kan sien. Here, help ons om die groter vloei te kan sien en te kan verstaan, Here, hoe U by ons teenwoordig is en hoe U teenwoordigheid ons altyd in omstandighede tot nuwe insigte gelei het. En daardeur ons nie 'n streep deur die waarheid getrek het nie, maar die waarheid vir ons in ons tyd kom ontbloot het. Dankie dat dit nie ingewikkeld is nie, maar eenvoudig is. En dat U hierdie pad ook in hierdie hede waarin ons is, met ons saamloop. Amen.